toe Rico net, dan kan ons begin. 2 keer. Goeiemôre, julle pragtige mense hier op 4 Maart, Woensdagoggend. En dit is altyd vir my 'n ding, elke keer as ek kom en ek doen 'n video, dan dink ek van hoe die tyd net so vinnig verbygaan. En as ek vir my oë uitvee, is ons besig met 'n video. En ons het 'n redelike belangrike video vandag. So kom ons kyk wie kom almal op vanoggend. Dan vat ons dit daarvan af. Ons praat natuurlik van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Maar ons praat van hoe sekere goed in ons lewens inpas, wat die profetiese woord van Siener van Rensburg aanbetref. Jan, goeiemôre. En ons gaan 'n bietjie kyk vanoggend na Iran en wat daar aangaan en hoe belangrik dit is in ons geskiedenis. En ons gaan net so 'n klompie verskillende goeters noem. En dan kyk ons hoe hierdie woord vanoggend uitspeel. So ons gaan ook ons Bybels oopmaak. Dit is baie belangrik om jou Bybel te kan oopmaak. En ons gaan kyk na goed wat daar buite gesê word en ander belangrike goed. So kom ons gee nog so 'n minuut of 2, Jan, vir iemand om op te kom nog, en dan vat ons dit daarvan af. So ek vandag kyk na ons statistieke op YouTube. Maandag se video het 110 YouTube kykers gekry, en ek meer as dit, as ek net daarop gaan klik, waar gaan klik ek nou? Nee, nie daar nie. My magtig. In elk geval, ek sal dit uitfigure. ek sal dit uitsorteer op een of ander tyd. Ek sal sê, ek is so besig met soveel verskillende kodestukke, dat jy werk so hard op een deel, en vergeet jy om 'n ander deel te doen. Goeiemôre, die volg is daar in Swakopmund. Hoe gaan dit daar by julle? Ek hoor Namibië het ook al 'n bietjie goeie reëns gekry. So elke nou en dan hoor ek iets van die reën wat julle ook gehad het. So dis goed. Maar dis nooit genoeg nie, is dit? Dis nooit genoeg nie. Hier in Pretoria, hier is ons derde, kom ons noem dit maar 'n nat dag. Maandagoggend begin, wel vroeg maandagoggend, baie reën. Gisteroggend ook gereën. En nou is dit bewolk en reënerig. Ek weet nie of dit verby skuif nie, maar in elk geval. Okay, goed. Ek gaan nie nog wag vir duisende mense om op te kom nie, ons gaan aan. Ek wil spesifiek praat oor Iran. Daar's mense wat kyk na Jesegiel 38 as die profetiese uitleg oor Iran. Nou ons gaan gou vinnig net daarna loer. Piet, wat sê jy? Goeiemôre. Gaan goed met jou, Piet. Ons gaan net gou vinnig daarna loer en dan gaan ons dit gou bespreek saam met ander gedeeltes in die skrif. Nou, hoekom doen ek dit? Omdat ons Suid-Afrikaners, nie ons Suid-Afrikaners nie, maar ons korruptheid die bokant ons koppe, het mos baie mooi geheel met Iran, en dit kan vir ons baie groot moeilikheid veroorsaak. Dit kan nog. Jy sien, dit kan nog. En Ramaplakkertjie en sy bende hou hulle monde stil nou op hierdie stadium. Tinus, goeiemôre. Hulle bly stil, shalom man, shalom. Hulle bly stil oor hulle betrokkenheid met Iran. Maar hierdie is alles goed wat ons gaan noem die dag van ons raad van waarheid het. Nie waarheid en restituisie nie, net waarheid. Waarheid, geskoon tog waarheid en terugbetaal, né? Peru, goeiemôre. So goed, ons kyk gou hierso na Jesegiel 38. En soos ek gesê het, baie mense probeer hierdie stuk aanhaal as die oorlog met Iran. Kom ons kyk 'n bietjie. Vers 2. Mense kind, rig jou aangesig teen Gog. Laat ek dit hierdie ouetjie so 'n bietjie draai, dat ek net bietjie so kan kyk. So en so. Dis dit.
Mense kan rig jou aangesig teen Gog in die land van Magog, die vors van Rosh, Meshech en Tubal en profeteer teen hom. Daai hele stuk, nee, is Rusland. Rusland en hoe gaan ek dit nou verduidelik? Irak, Iran, die noordelike gedeeltes, maar meer Rusland, né? As jy gaan kyk na die ou name op die kaarte, dan sal jy sien waar hierdie plek is. En sê, so spreek die Here, kyk, ek het dit teen jou, o Gog, vors van Rosh, Meshech en Tubal. Ek sien jou weglok met hakke in jou kakebene sit, en jy laat uittrek, en jou hele leer, perde en ruiters, almal volkome toegerus, 'n groot menigte, met die groot en die klein skild, wat almal die swaard hanteer. Met ander woorde, dit is nou 'n absolute groot weermag hierdie. Maar kyk nou wat sê. Perse, Kusite en Puteërs, saam met hulle, almal met skild en helm. Perse, Iran, Kusite, Ethiopië, Afrika, Puteërs, flip, ek weet nie wat dit is. Almal met skild en helm. Daar is 'n stuk oor Puteërs. Gomer en al sy leers, dis Sirië. Daai area daarom, die Midianiete, die huis van Togarma in die uithoeke van die noorde, en al sy leers, baie volke saam met jou, en die goeiemôre. Hou jou reg, maak jou klaar, jy en al jou menigtes, wat by jou vergader het, en wees vir hulle 'n leidsman. In ander woorde, die Russiese leier is in beheer van hierdie weermag. Na baie dae sal jy bevel ontvang, aan die einde van die jare, sal jy 'n land intrek, wat van die swaard weer reg gekom het, wat versamel is uit baie volke op die berge van Israel, wat gedurig deur as pynhoop daar gelê het. Ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid. Kyk na hierdie ding. Wat van die swaard weer reg gekom het. Daar is baie net in daai stuk. Wat 'n swaard is dit? Dis nie net een swaard nie. Dis die swaard van Antiochus die derde, een van Alexander se generaals. Dis die swaard van die Romeine. Pieter, goeiemôre. Dis die swaard van die moslems. Dat julle die Crusader oorlog. Dis die swaard van Hamas, Hezbollah, Iran. Die swaard is nog nie klaar hierson nie. Hierdie profetiese woord is nog ver. Hoekom sê ek is nog ver? Want daar moet totaal en alle demokrasie nog gegee word aan Iran. Na hierdie spesifieke oorlog. Hierdie is nie net Iran wat beklei nie, mense. En Arabiese lande teen Iran nie, nee. Hierdie is daai noordelike gedeeltes, Rusland en daai plekke uit Afrika uit, plekke net bo Suid-Arabië, Turkye, dis hierdie hele streek, maar hy noem nie Egipte hierson nie. Interessant genoeg, hy noem nie Egipte nie. Dis hierdie hele streek wat optrek teen Israel, wanneer daar veiligheid is. Wanneer was Israel regtig veilig? Vir baie jare nie. En nog steeds nie. Israel het dan nog nie in sy Bybelse grondgebied teruggekry nie. Jy sien, Israel is meer geregtig op grondgebied as wat ons boervolk in Suid-Afrika dink ons is. Israel se grondgebied is spesifiek deur God beskryf. Van hier tot hier, van daar tot daar is jou grond.
Dis deur God beskryf, hierdie grondgebied. Né? Ons, Moreloftie, ons as die boervolk, ons maak 'n bewering dat ons grondgebied is die Unie van Suid-Afrika. Jy lewe in 'n flip en droomwêreld, man. Daar was Afrika volke hier voor jou. Maar jy het grondgebied. Ons moet net bepaal wat daai grondgebied is. Eina goeiemôre. So hierdie stuk in Jesegiel 38, mense, hierdie oorlog is nog ver. Wanneer ek na sulke profetiese woord kyk, en is vir my 'n baie duidelike profetiese woord. Dis die swaard, dis veiligheid, dis die verskillende lande. Ons is nog nie daar nie. Dit het nog nie gebeur nie. En dit moet gebeur voordat die Christus kom. En dit kan gebeur in maande. Kan hulle by mekaar kom. Die hand van God is baie groter. En die hand van God beweeg nasies soos wat hy wil. So God kan dit doen. Maar volgens hierdie stuk is hierdie oorlog vir my nog ver. Goed. Nou, watter ander profetiese woord kan ons praat van oor Iran? As julle notas maak notas. Maar jy kan gaan kyk na Jeremia. Hoofstuk 49. Ek wil net gou die regte vers kry so. Hier is 'n klomp profetiese woord hierso in soos byvoorbeeld teen Sirië, teen Damaskus. Maar hier is 'n ander ene. Kom ons kyk hierso na vers 34. Die woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het oor Elam. In die begin van die regering van Sedekia, die koning van Juda, naamlik. So sê die Here van die leerskare, kyk, ek verbreek die boog van Elam. Die keur van hulle krag. En ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi. En daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. Hierdie is 'n groot woord. Nou, waar is Elam? Elam is die suide van Iran, waar die hoofstad daardie tyd was Susa, S-U-S-A. Ook een van die grootste stede van Babylon. Dis Elam. Dis daardie hele suidelike gedeelte van Iran wat lê teen die see, wat hulle sê mos daai, wat Hormuz of wat ook al, daai binnelandse see. Wat is daai binnelandse see se naam nou weer? Sorry, dit ontgaan my nou vir 'n oomblik. Maar dit is die gedeelte teen die see waar Iran is. Daar die hele groot suidkol van Iran is Elam. Hy bring uit die 4 winde uit, die 4 hoeke van die hemel. Met ander woorde, uit die weste, uit die ooste, uit die noorde, uit die suide, bring hy magte teen daardie gebied. Is dit nie wat nou gebeur nie? Amerika, Israel, Engeland wat nou 'n skip stuur, Macron wat nou 'n skip stuur daarna Egipte toe om die Suezkanaal te beveilig. Saudi-Arabië wat besluit, wag 'n bietjie, julle is nou besig om te ver te gaan. Hoekom bom julle vir ons? Die United Arab Emirates, hoekom bom julle vir ons? Net omdat ons toelaat dat vliegtuie hier oorgaan, dis nie ons oorlog nie, dis jou oorlog. Maar nou bom jy vir ons. Dis mos ooste, is dit nie? Hulle is mos in die ooste. Wie is in die weste? Dis Amerika. Suide, Nieu-Seeland, Australië, daai gebiede, Japan.
Hulle het nog nie toegetree tot hierdie oorlog nie. Ek glo nie ons gaan daar wees nie. Suide kan ook wees Indië. Alhoewel in ons taal gebruik is Indië in die ooste. Maar die suide van Iran, wat van Suid-Korea, Noord-Korea? Nie een van hulle het nog toegetree tot hierdie oorlog nie, maar hulle kan. Maar kyk nou, dit sal so wees dat hierdie Iraniërs gaan vlug na die uithoeke van die aarde toe. Dit het nog nie gebeur, die mense. Maar dit gaan gebeur. Jy gaan nou mense kry wat uit Iran uit wil uitkom. Hulle, in 10-1, ek glo hulle sal nou al begin skuif. Hulle gaan nou al begin probeer 'n pad maak. As hulle nie al vroeër pad gemaak het nie. So hierdie is vir my baie meer 'n profetiese woord oor Iran as enige van die ander profetiese woorde. En ek sal Elam verskrik voor hulle vyande en voor die wat hulle lewe soek, en ek sal onheil oor hulle bring, die gloed van my toorn, spreek die Here, en ek sal die swaard agter hulle aanstuur, totdat ek hulle vernietig het. En ek sal my troon in Elam vestig, en sal koning en vorste daaruit tot niet maak, spreek die Here. Maar aan die einde van die dag sal ek die lot van Elam verander. Wat sê Vader vir ons? Hy gaan die kerk bou in Iran. Dis wat dit sê. Hy gaan die kerk bou in Iran. Hy gaan sy troon daar sit. Iran sal 'n Christelike land word. Hoor my woorde, as gevolg van hierdie. En dan aan die einde van dae sal hy die lot van Elam verander. So aan die einde van die dag gaan een van twee dinge gebeur. Of hulle gaan 'n fantastiese, mooi, pragtige land wees, en dis nou aan die einde van dae, waar dinge mooi glad loop, of hulle gaan totaal en al vernietig word, na 1000 jaar vrederyk. Ons weet nie. Ons weet nie, want Iran is nog nie so deur die 4 ooste van die 4 winde uit die verskillende ooste gebiede aangeval nie. Hulle is nie. Kan dit verwys na die 4 generaals van Alexander? Dit kan. Maar dit was nog nie so erg nie. Dit was nog nie so erg nie. So dit is eintlik die enigste profetiese woord in ons skrif wat Iran aanbetref. Maar daar sê hy weer, Iran gaan later saam met Gog en Magog, daar in Esegiel, gaan hy saam met hulle staan. Is dit waarvan God praat wanneer hy sê, maar aan die einde van dae sal ek die lot van Elam verander. Ek gaan die lot van Elam verander, want hulle wil gaan staan saam met Rosh en daai tipe van goed. Sien julle hoe pas hierdie 2 prentjies by mekaar in? Nee? Dis hoe dit inpas. Nou goed, ek gaan nou vir julle 'n ander deel gee. Dan gaan ons verder praat oor ons hierso. Boek van Daniël. Hoofstuk 11. Boek van Daniël, hoofstuk 11. Tot en met so hoofstuk 2, vers 32. Ek het 'n stelling gemaak, dit is net profete wat profetiese woord kan uitlei. Sonder om Google te gebruik. Sonder om Google te gebruik. Hier is vir jou 'n stukkie huiswerk. Kyk of jy hierdie ding kan uitlei. Vanaf vers 2. En nou sal ek jou die waarheid te kenne gee. Kyk, nog 3 konings sal opstaan vir die Perse, Iran. En die 4de sal groter rykdom verwerf as almal. En as hy sterk is deur sy rykdom,
sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland. Vers 2 is nie moeilik nie. Vers 3. Dan sal 'n dapper koning opstaan wat groot heerskappy sal hê en sal maak net soos hy wil. En as hy opgetree het, sal sy koninkryk verbreek word, dat die 4 windstreke van die hemel verdeel word. En dit sal nie aan sy nakomelinge behoort nie, en nie wees soos die heerskappy wat hy gehad het nie, want sy koninkryk sal verwoes word, en nie aan hulle behoort nie, maar aan ander. Hierdie is geskiedenis. Hierdie eerste gedeelte, tot en met vers 4, is maklik. Ok, jy het nie Google nodig vir dit nie. Eerstens, die ryk van die Mede en die Perse, is in die tyd van Babylon, staan op baie sterk. Die laaste ene, ek dink dit is Darius, of die een net na Darius, was Kores gewees, as ek nou mooi onthou. Kores het baie sterk geword, en dan was daar 'n koning na hom, en toe kom Alexander die Grote, en hy kom beklei teen die Mede en die Perse. En hy maak net soos hy wil. Hy kom uit Griekeland uit. Hy maak net soos hy wil. Hy gaan selfs deur die mooi land, naamlik die beloofde land, naamlik Israel. Hy beweeg selfs daardeur, en dan gaan beklei hy teen die Perse. Maar dan sterf hy ewe skielik op die ouderdom van 36, as ek mooi onthou. Sy ryk word opgedeel deur sy 4 generaals. 4 generaals neem sy ryk oor. Elkeen kry 'n stuk grond. Groot grond. Ptolemeus kry Egipte en nog 'n gedeelte. Probeer nou name onthou. Is dit Aristoganes? Dis snaakse name. Maar dis wat gebeur het. Okay? Maar dan vers 5. Hier kom die geheimenis nou. En die koning van die suide sal sterk word. Maar een van sy owersters sal sterker word as hy en heers. Sy heerskappy sal 'n groot heerskappy wees. En na verloop van jare sal hulle bondgenootskap met mekaar aangaan. En die dogter van die koning van die suide sal na die koning van die noorde kom om vrede te sluit. Maar sy sal die krag van die arm nie behou nie. Hy en sy mag sal nie standhou nie, en sy self sal prysgegee word, saam met die wat haar gebring het, sowel as hy wat haar verwek het en haar in die tyd verwerf het. Kom ek gee vir julle nou die geheimenis hierso. Punt nommer 1, hierdie is geskiedenis. Punt nommer 2, elke liewe versie vorentoe is verskillende konings, verskillende leiers. Tot en met Antiochus die 3. Elke vers. In elke vers gebeur daar iets met iemand, wat net een keer gebeur het in die geskiedenis, en nooit weer nie. Ek gaan nou nie die res van dit vir julle lees nie. Maar indien julle eendag wil, dan sal ek julle 'n studie gee oor hierdie. Ek weet wat daar staan. Vader het my gelei om elke liewe versie te verstaan. Hierdie is 'n stuk van profetiese rede, wat nie deur almal sommer net so kan uitgelê word nie. As jy 'n profeet is, kan jy dit uitlê, en dan kan jy dit vir mense leer, dan sal mense weet wat daar staan. En dis dieselfde met sienerse goed. Dis presies dieselfde met sienerse goed.
Kom ons kyk 'n bietjie hierso. Wanneer jy die basiese eienskappe van die profetiese woord in siener het, jy die basiese kennis, die basiese terme, en jy weet waaroor dit gaan, nee. En jy weet hoe werk die profetiese rede, dan kan jy begin 'n uitleg bring. Kom ons kyk 'n bietjie na van dit, gou vandag, voordat ek afsluit. Hy trek baie breinwaans uit die suide na die noorde. Suid na noord. Hoofletters, suidelike deel van die aarde na die noordelike deel van die aarde. Breinwaans. Boere. Boere-Afrikaners. Ons. Waans, militêre voertuie of voertuie wat jou dra. In hierdie geval baie breinwaans. Eenvoudige uitleg, baie boere oorlogstuig beweeg van suid na die noorde toe. Baie oorlogstuig. Ons het in die Tweede Wêreldoorlog het ons gebeweeg van suid na noord. Ons het in Abyssinie, Ethiopië daai tyd op Abyssinie daai tyd ons gaan beklei en ons het laterand geëindig in Italië. Ons het gaan beklei van suid na noord. In die tyd van ons grensoorlog het ons beweeg van suid na noord. Met ons breinwaans. Het ons nie? Ja, ons het. Wat kan ons sê van hierdie stuk van die profetiese woord? Dit was 'n kort rukkie gelede, maar dit kan weer plaasvind. Dis eenvoudig. In die ooste is 'n leer. En 'n man klim van die leer af. Goed, nou moet jy verstaan. Wat doen die leer? Die leer is posisie. As jy by die leer opklim, klim jy in 'n regeringsposisie in of jy klim in 'n hoër pos in. As jy by die leer afklim, is jy of afgedank of jy is dood. In ons geskiedenis. In die ooste is 'n leer. En 'n man klim van die leer af. Wie het in die ooste in ons geskiedenis van die leer afgeklim in die ooste? Ek weet net van een ou. Julle kan my korrigeer. Maar ek weet net van een ou wat in die ooste van die leer afgeklim het. En dit was P.W. Botha. Toe hy uitgetree het in George en hy die NP en die presidentskap oorgegee. Wanneer jy die simboliek verstaan, dan maak dinge sin. Kom ons kyk na hierdie ene. In die weste staan waans op 'n klomp, en daar kom altyd by. Donkiewaans kom van die noorde ook daarheen. Hierdie kan nog vir ons, hierdie is vir ons 'n baie belangrike woord hierdie. Hoekom? Want ons weet in hierdie tyd dat ons gaan by Lichtenburg vergader. Waar is Lichtenburg? Is in die weste. Daar staan waans op 'n klomp. Hoe staan waans op 'n klomp, mense? Dit lyk soos 'n parkeerarea wat chaoties is. Staan so, want daar is nie 'n ander parkeerplek nie. Staan so. Daar staan waans op 'n klomp. En het is interessant dat hy sê dit is net waans. Met ander woorde, dis nie net boere nie. OK? Dan sê hy donkiewaans. Kom van die noorde af ook soontoe. Donkiewaans. Wat is donkiewaans? Donkie kan verwys na halstarrigheid, harde kop. En waar kry ons dit veral? In die boere. Harde kop, boere kom uit die noorde uit. Hulle het uiteindelik besluit om saam te staan. Uiteindelik besluit om hulle self by te voeg. Ek het dit nog nie in ons geskiedenis gesien nie. Ek glo nie dat dit gebeur gedurende die rebellie nie, maar ek het dit nog nie in ons geskiedenis gesien. Maar ek weet in ons geskiedenis, in ons toekoms is daar so iets.
né? Kyk nou hierso. In die weste kom wolke uit. En agter die wolke is 'n helder lig. Hier kom 'n storm. Maar daar is 'n lig daarso. Wat doen 'n lig? Dit wys vir jou die pad vorentoe. Dit wys vir jou die weg om te loop. Dit wys vir jou watter rigting om aan te gaan. Dis wat die lig doen. Waar gebeur dit? In die weste. Wat het in die weste gebeur? Die waans het daar bymekaar gekom op 'n plek. Wat sê dit vir jou? Wat gebeur daar in die weste? Daar's moeilik. Die een groep wil die kant toe trek, en die ander groep wil daai kant toe trek, en die ander groep wil daai kant toe trek, maar daar kom 'n lig uit. 'n Rigtingwyser. Dis al wat dit kan beteken. Dit kan nie iets anders te beteken nie. Dit kan nie. Nee? Dit kan nie iets anders te beteken nie. Maar kyk nou wat sê hy so, en ek het hierdie al met julle, kyk na die hele prentjie. In die Unie is waans wat na ons toe kom. Waar is ons op hierdie stadium? Ons is in die weste. Waarna verwys hy as hy praat van die Unie? Baie keer as hy praat van die Unie, waarna verwys hy? Hy verwys na die Kaap. En hy verwys na die Kaapkolonie. En hy verwys na die groter Suid-Afrika. In die Unie is waans wat na ons toe kom. So daar sluit nog mense by ons aan. En dan, en ek gaan nie meer eindig, in die Noordweste, Noordwes, ons is nog steeds Weste, is 'n emmer vol bloed wat omval. Dis wanneer die pop op die ven stryk. Dit is wanneer die besluite geneem word. Dit is wanneer hierdie dinge gaan begin gebeur. En wat is vir ons 'n rigtingwyser in hierdie hele storie? Groot skottelmielies. En die ou vrou skep daaruit. Groot skottelmielies. Wie is die milies? Is nie boere nie, ons is koring. Milies is die Engelse. Geel, pitte. Dis 'n groot skottelmielies. In ander woorde, dis in Engeland. 'n Ou vrou skep daaruit. 'n Vrou verloor haar lewe daarso. 'n Ou vrou. In hierdie tyd het koningin Victoria het afgesterf en koningin Elizabeth het afgesterf. Koningin Elizabeth het afgesterf 2023. Ja, ek dink dit was in 2023. Dis ons tyd. Groot skottelmielies. 'n Ou vrou skep daaruit. Koningin Elizabeth in ons tyd afgesterf. In Cinderella se tyd, plus minus, koningin Victoria. In ons tyd, of net na Cinderella se tyd, was koningin Victoria. In ons tyd, koningin Elizabeth. En dis genoeg vir 'n Woensdag. Kom ons hou maar Iran dop en kyk wat daar gebeur. Maar die vuur wat uit die verskillende hoeke van die aarde uitkom, is besig om op Iran toe te sak. En daar is baie goed wat gebeur daarso. Baie, baie goed. In elk geval, kom ons bid vir die onskuldiges, man. Weet die vrouens en die kinders. Dis altyd die onskuldiges wat die seerste kry. Vir daai mans wat skree Allahu Akbar en wat deel is van Islam en al daai goed, nee. Ek voel 'n vyf hulle. Goeiemôre Jenny. Ek voel 'n vyf hulle.
As hulle name geskryf is in die boek van die lewe, dan sal hulle daarby uitkom. Maar nie, dan moet hulle maar vir Mohammed daaronder gaan soek. Want dis wat gaan gebeur. Dis wat gaan gebeur. Interessant wat ek sien is, reg oor die wêreld is groepe Iranese, wat absoluut vla, wapper en vryheid skreeu. Is dit nie amazing nie? Dit is amazing. In elk geval, man, ons tyd is ook naby, mense. Ons tyd is naby. Dit is hoekom ons so baie praat oor hierdie dinge. Sien het gesê, in die laaste tye gaan hulle baie my naam gebruik. Hulle gaan baie oor my gesels. En dit is nou, want Vader maak vir ons die profetiese rede oop, sodat ons kan vorentoe gaan, die regte ding kan doen en ons land kan vrykry. So die gemorsjuk van ons skouers afgooi. En ons gaan dit doen, want ons is vryburgers. Dan is ons boere, Afrikaners. Ons weet wie ons is. Nee? En saam met God maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier. 'n Baie mooi geseënde dag vir julle almal, man. Nee? En ek hoop ons wen wat sê die semis vandag. Kom ons kyk met die cricket. Alles wat mooi is, hoor.